Wat jy saam met jou, jy gevat vanmorgen terug na die hoofdkantoor van jou held in Jesus naam. Here, en u kom en u neem gesag en autoriteit van hierdie diens nou in Jesus naam. U neem autoriteit en gesag van elke gedagte, gevangene en onderworpe aan die Gees, Here. En ek vra dat die grond vrugbaar sal wees, Here. Ek kom raak hierdie lippe, wat klei aan met u salwe, met u woord, Here, en seel my af met u bloed, Here. Terwyl ons hierdie boodskap gaan deurgee, my God, bid ek dat u hierdie gebou toemaak onder die bloed, en elkeen toemaak onder die bloed, Here. Want daar gaan 'n deurbraak kom. Daar gaan 'n deurbraak kom. Die dampbal is besig met pynbasiese, maar ek weet, ek sien in my geesteshoop, dat een op hulle stadium gaan hierdie pleister van hierdie dampbal afskiet. En ek sien hoe die dampbal gaan bebrokkel, en ek sien hoe die heerlikheid van God se waters gaan begin stroom, en hierdie bediening en deur hierdie bediening en deur hierdie predikers wat in hierdie gebou is geworden. Jeroma Sandana Makayana, is daar iemand in hierdie plek wat God kan prys geworden? Is daar iemand in hierdie plek wat vir God 'n handeklap kan gee? Is daar iemand wat verwonder vrymoedigheid kan gee en vir die Here te sê, my God, U is welkom in hierdie plek vanmorgen. U is welkom, kom skud ons fundamente vanmorgen. Kom skud ons fundamente van ons Here wees vanmorgen. In die naam van Jesus Christus. Hy baie iemand terwyl jy gaan sit en sê, jy het aanspraak met die Here. Prys die Here, jy kan die sitplek geneem. Halleluja. 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 Is hy nie wonderbaar? Amen. Amen. Wonderbaar. Thank you, Lord, for saving my soul. Yes. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving unto me my great salvation, so rich and full and free.
Baie jare het ek groot geword in 'n huis van Pinkster. Hoeveel keer het ek my pa gehoor, dan kom hy daar in die kamer uit en as hy maar net opgewonde dan begin hy thank you Lord for saving my soul. En dan begin die gees van die Here deur daai huis beweeg. Dis die atmosfeer waarin ek groot geword het. Papa, jy het 'n groot rol om te speel in jou huis. Jy het 'n belangrike rol om te speel in jou huis. Ek wil nie daaroor praat nie, maar ek voel dit ek wil dit doen. Jou huis, jou gesin se rigting word aangegee met die pas waarmee jy hulle lei en die passie waarmee jy hulle lei, papa. Moeder, jou huis kan net staande bly as jy op jou knieë is by jou gesin. Wat is maar waar ek wil praat, ek wil jy met jou Bybel oopmaak. By 1 Korintiërs 11. Vanaf vers 23. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Daar is soveel verskillende Bybeldrukke dat ek kan nie regtig die bladsy gee, maar in my Bybel is dit in die Nuwe Testament bladsy 1461, 1 Korintiërs 11 in my ou Pinkster Bybel. Ek wil hê jy dit net sê amen. Ek wil hê met van nou af sorg dat jy jou Bybel saambring. Jy gaan nie oorlog toe sonder 'n swaard nie. Jy gaan nie oorlog toe sonder 'n vuurwapen nie. Ek wil hê jy moet ingebid raak. Ek wil hê jy moet geseënd raak. Hierdie is 'n seisoen wat jy nie kan toelaat dat jou vrede geskit word nie. Amen. Hierdie is 'n seisoen waar jy nie kan toelaat dat jou vrede geskit word nie. Amen. As jou vrede gevestig is in die Here, kan dit nie geskit word nie. Halleluja. Ek gaan nie vir nou al die tema gee nie. Jy sal met die tyd dalk so by die vloei agterkom waaroor dit gaan. 1 Korintiërs 11 vers 23. Kom ons staan met respek vir die woord van die Here en gesalfdes teenwoordig. Wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek het nie gelees geboorte nie, ek het gelees die dood van die Here. Wie kan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en hy die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom, almal sê daarom, is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap en aan nodige sterwe. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Tot sover. Dan wil ek hê jy moet sit. Dan wil ek vir jou lees uit 1 Korintiërs 10. Jy kan my maar net volg. Jy kan jou Bybel neersit en jy kan my net volg. Ek beloof jou dit staan daar. Want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. En almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see.
en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was. Vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Tot sover. Daarom is daar onder julle, en ek praat met hierdie groep mense, ek praat met hulle wat op YouTube gaan kyk agterna. Ek praat met jou wat hier sit vanmôre en met familie wat nie eens hier is nie. Daarom is daar onder julle sommiges wat siek is, ander het afgesterwe, omdat hulle die tafel van die Here op 'n onwaardige wyse gebruik het, omdat hulle die liggaam van Christus nie onderskei nie. En daarom kom hierdie waarskuwing van vanoggend se woord aan ons, aan wie die einde van die tyd, die eeue gekom het. Hoor mooi, ek en jy kan dit sien as bevoorreg, ons kan dit sien as uitdagings, en ons kan self sê, ek wil nie eers daaraan dink nie, maar ons lewe op die einde van tyd. Ons lewe aan die einde van die eeue, waar die koning van die eeue gereed maak om sy bruid, nie 'n kerk, nie 'n denominasie, nie 'n organisasie nie, om sy bruid te kom wegruk uit hierdie wêreld uit. Ek voel die krag van God is besig om in te vloei. Ek wil net baie mooi luister. Van die begin af het God net vergewe as daar bloed gevloei het. Ek moet vanmôre so lank as moontlik hierbo bly. Van die begin af, wanneer daar gesondig was, in die begin het die Here God met Adam en Eva gewandel in die tuin van Eden, in die aandbytjie, en die oomblik toe hulle met lus bevang is, en deur Satan verlei is, het hierdie vrou van die vrug geëet, en niks het gebeur nie. Gaan lees, maar die oomblik toe Adam deur sy vrou verlei word, en van die vrug eet, sê die Bybel, het albei se oë oopgegaan, en hulle gaan wegkruip, en in die volmaakte area van die Elohim van die skepingswerk moes bloed van 'n onskuldige dier vloei, sodat vergifnis van sondes kon plaasvind. En hy slag hierdie dier, nie net om hulle te vergewe nie, maar ook om hulle nagtyd te kleer. Hoor hierdie profetiese woord, hierdie eeu, haal God manne en vroue uit die kerkewêreld uit begin rukke, en hy gaan hulle nagtyd bekleer, omdat hy 'n plan, 'n doel, 'n afspraak met elkeen van hulle het vanmôre. Hy sê in die Engelse, these things happen to men as examples, and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. Onskuldige dier, sterwe om Adam en Eva van sonde te bevry, en bloed vloei. En jy moet by my bly, jy moet konsentreer, en hy kry hulle
naaktheid. Die Here bly vir my iemand wys terwyl ek preek. Die Here wys my. Is 'n persoon wat nie is, die Here wys my die ou al van 4 uur vanoggend af iemand se gesig. En Adam en sy seuns, Kain en Abel, beide geleer. Wat het is om die verordeninge van God na te kom, sodat vergifnis kan plaasvind by die offer van 'n lam op 'n altaar. En hierdie 2 jong manne het presies geweet wat God van hulle verwag, wat God se verordeninge is. Die verskil was dat die een het gebly by dit wat hy geleer het, wat hy weet van wie hy dit ontvang het. Maar die ander een het besluit, ek gaan my eie pad volg, wanneer dit kom by die offer aan God. Ek gaan my eie kop volg, my eie hart. En die woord van die Here leer vir my dat beide van hulle was absoluut gefokus op hulle offer, want die een het van sy beste vrugte gaan haal en op sy altaar geplaas wat hy gebou het buite in die veld. Onthou, sê hier nou so buite in die veld. En dit was 3 jaar terug. 3 jaar terug. Hy kamp wat ons hier gehad. Was dit JJ? Het 'n jong man hier agter gesit. Wat is sy naam? Frikkie. Waarsku. God gee my laaste keer die roeping om terug te kom en sy roeping uit te lewe. God roep hom. God is met my met daai jong man besig. Hy was dood. In die hospitaalbed. Hy het gesterf na ongeluk, is ek reg, ek onthou dit. Hy was hier so uitgetuig, waar God hom uit die doodheid opgehaal het. En hy op 'n kans van 4 uur vanoggend praat die Here met my oor Frikkie. En Adam se seuns Kain en Abel het geweet om te offer. En Abel bring sy geslagte lam. En hy lê op die altaar wat hy gebou het. Lê hy die lam neer. Luister mooi. Buite in die veld. Sien jy langs so buite in die veld. En altyd het God. Sê nie kom iets. Altyd het God geloof en geprys. Altyd 'n altaar gehad. Altyd offers op 'n altaar gehad. Maar die een het sy eie wy gehad. Die lied wat op die oomblik in die hel gesing word as die volkslied van die hel is, I've done it my way. Hy het dinge sy wy gedoen, Kain. En het sy offer sy wy gedoen. En Kain verteenwoordig religion. Kain verteenwoordig godsdienstigheid. Kain verteenwoordig predikers wat vir gewone preke, dat jou werke kan jou red, terwyl die Bybel sê, jou werke kan nie red nie. Dis die bloed van die lam van Golgotha, wat jou red. Yes. Amen. Bly by my. Kain, offer. Abel, die vuur kom by die jong uit. En hy aanvaar Abel se offer. En Kain kyk, religion kyk, religious spirit kyk, ek hoop daar's baie pastore wat hierdie boodskap gaan kry, want daar is te veel religious predikers. En dis hoekom daar te veel jaloesie, afguns, nyd en haat is. Terwyl ons almal in die kinderkerk gesing het, trek hulle uit, gooi hulle weg, al die kleine haasies in die heerse tuin, afguns, jaloesie, twis en haat, bly in my hartjie as ek hulle toelaat. Religious spirit, predikers, wat mense verlei terwille van goud en silwer
het 'n religious spirit ontwikkel in die kerk. 'n Counterfeit vir die Heilige Gees, 'n counterfeit vir die altaar waarop die bloeiende lamme lê, wat ons offer daagliks onsself as 'n living sacrifice. Kom hierdie haat, dis die moordwapen van alle eeue. Haat, offers, jaloesie, nyd. Kom hierdie wapen en hy vermoor van Abel. Religion sê, my werke gaan my red. Ek het my tiendes betaal, ek is op pad hemel toe. Ek het vir die pastoor 'n mooi nuwe tas gekoop, ek is op pad hemel toe. Religion sê, dat ek in die kerk gebou, ek is op pad hemel toe. Dis religion. Religion soek altyd sy eie eer. Religion soek altyd sy eie belange. Maar Abel het in die openbaring kennis beweeg wie God is. Dis die verskil. Religion is altyd selfgesentreerd, gefokus. Ware godsdienst en gees en op waarheid is gefokus om een te verhef, om een te loof en te prys en binne sy verordeninge te wandel. Het julle my? En God vra vir Kain, hoekom is jy kwaad? Hoekom bly jy dinge jou manier doen? En as dit nie werk nie, dan is jy nog vir my kwaad. Sien wat doen hulle dit? Kain, jy bly jou eie belange jag. Jy bly selfsugtig lewe. Jy bly gefokus op alles waar dit oor jou gaan. Terwyl ek jou geskaap het om die kroon op my skepping te wees, soek jy jou eie belange. Nou hang jou kop, want niks werk uit, omdat jy dinge jou manier doen. Kain slap Abel dood met hy moordwapen van jaloesie, argens en nyd. Maar mooi, buite die veld, op die altaar, lê 'n bloeiende lam, en die bloeiende lam word 'n bloeiende man. Jy weet my? Die bloeiende lam, sê die lam, die bloeiende lam word 'n bloeiende man. En hy vermoor hom. Meer as 2000 jaar terug. Buite die veld, buite die hange en poorte van Jerusalem, hang die lam van Judas stam. En die bloeiende lam word 'n bloeiende man. En hy sterf 'n beskuldige dood. 'n aardige dood. Hy was so misvormd dat hulle hom nie eens herken nie. Sy eie moeder het hom nie eens herken nie. Toe hy daar in die voorhoewe van Caiaphas en die priesters wat op vervolging was en Potifar se huis was, het hulle hom nie mooi gesien nie. Maar toe hy profeties sien hoe sy eie profetiese woorde vervulling kom en opgehef word tussen hemel en aarde en hy daar sterwend hang aan die kruis. Hierdie bloeiende lam wat 'n bloeiende man word, terwyl hy daar tussen hemel en aarde hang en die natuur stil geword het, die voëls geweier het om te sing, die son sy gesig weggesteek het vir sy skepper. Toe word hy verhef. Die profetiese woord kom in vervulling wat ons ook sing. En nou koortjie, as julle my verhoog, I will draw all men unto me. Daai verskriklike dood wat jy moes sterf,
daai beskriklike dood wat ek moes sterwe. Ek moes sterwe vir al my misdade, vir al my gemors wat ek in my lewe aangevang het, moes ek sterwe. En ek staan in sentraal gevangenis in Pretoria, op daardie vloertjie, en hulle sit daai strop om my nek. Hoor jy my? Hulle sit daai strop om my nek, agter my oor, gereed om daai hefboom te trek, sodat die valdeur kan uitbeweeg. En ek na my dood toe kan val, gaan die deur oop, en hier kom die man van Nazareth ingestap, en hy sê, haal hy strop van sy nek af, hy stoot my in die pad uit, en hy maak my los, en hy sit hy strop op sy kop en sy nek, en hy sê, ek kom om in jou plek te sterwe. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hy het 'n aardige dood op Golgotha gesterwe. Jy kan dit nie met woorde beskryf nie. Ek het nie die woorde skat om te beskryf hoe aardig hy gesterf het nie. Mag jy iets anders vertel? Hy sê in 1 Korintiërs 10, hy sê, maar al die dinge het, al die mense oorgekom as voorbeeld en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op hierdie eindes van die eeuwe gekom het. Wat se dinge? Wat se dinge? Wat se dinge? Ek gaan julle iets wys. Ek gaan julle wys wat se dinge. Hy sê in Lukas 12, bly by my. Lukas 12, verklaar hy. Vers 2 tot 5. Hy sê, daar is niks bedek wat die geopenbaar sal word nie. En verborge wat die bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het, in die binnekamer sal op die dakke verkondig word. Bly by my. En ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. En ek kap die Christene se koppe af in Syrië. En nou die aand daar video gesit en kyk, waar hulle uitgepak word, hande vasgebind, geblinddoek, en wag vir hy bullet om hom agter in die kop te tref en te sterwe, omdat hy baie om terug te repent na Moslem toe, omdat hy 'n Christen is, word hulle een na die ander met 'n AK-47 doodgeskiet in hulle koppe, val hulle outomaties in 'n sloot waar hulle toegestoot word met 'n padskraper, en ek bly met hoor, hulle maak hierdie mense dood, nou kan hulle niks meer doen nie. Maar hy gaan verder en hy sê, waar ek sal julle wys is Jesus wat praat, wie julle moet vrees, vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is, om in die hel te werk. Ja, ek sê julle, vrees hom, wat kan doodmaak, en by magte is, maar pastoor, hoe kan 'n liefdevolle God mense in die hel gooi? Maar pastoor, die hel is maar net 'n sprokie. Ek wil vandag vir jou verklaar, onomwonde, die hel is 'n werklikheid. En ek wil jou onomwonde verklaar, dat die Here bedoel niemand hel toe nie. Dis mense se keuse om hel toe te gaan. En ek wil vir jou sê, ek is besig om iemand te soek. Jy weet, hulle maak hulle maak videoetjies en met figuurtjies en goed. Ek soek iemand wat kan maak, maar nie my idee wat met dit hardloop nie. Want dit is 'n opdrag van die Here. Maar ek soek iemand wat my kan help. Maar imagine, jy sien, soos op 'n TV, hierdie prent afspeel. Van predikers, wat in die hel hardloop, in die vuur, en vlug, vir hulle, probeer 'n geliefdheid op aarde, wat hulle jag. Hoor jy wat ek sê? Vrees hom, wat jy nie kan doodmaak nie, maar jou in die hel kan bly. God sal manne en vroue red, selfs Pastor JJ, uit hemelike uit, om hulle te beskerm, omdat mense trou vir die bekeerde lewens. Ja. Die hel is 'n werklikheid, wat hulle onderskei nie die liggaam van Christus nie. Die Here het met my gepraat met hierdie gedagte al die hele week. Hy het meer gepreek oor hel as oor hemel. Ek gaan dit herhaal. Die Here Jesus het meer gepreek oor die hel
Waar Stephanie? Hoor mooi. Die hel word 12 keer in die Nuwe Testament genoem as Gehenna. En in die ou antieke Joodse tyd was daar buite die stadspoorte van Jerusalem 'n plek soos 'n stortingsterrein, 'n ashoop, waar alle gemors gegooi word om te brand, waar alle karkasse van diere gegooi word om te brand, en moordenaars wat gesterf het, word hulle liggame daar gegooi om te brand. Dag en nacht. Die hel is 'n werklikheid. Wie moet by my bly? Hy sê in Markus 9, vers 45, hoor mooi wat sê die woord van Here. Ek wil dit vir jou lees en ek beloof jou dit staan in jou Bybel ook. Hy sê die volgende: en as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou kreep om hierdie lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerk te word, en in 'n onuitblusselike vuur, waar hulle burn nie sterf, en die vuur nie uitgeblus word nie. Ek wil vanmôre dit vir jou verklaar, pastorie, dat wanneer mense in die hel beland, gaan hulle nie uitbrand nie. Daar's wurms wat die hele tyd aan jou liggaam sal breek. Daar's wurms wat die hele tyd deur jou sal kreëel, en die vuur gaan brand en brand en brand, want die hel is 'n werklikheid, omdat hierdie mense en predikers nie die liggaam van Christus onderskei het nie. Bly by my. Hel is verskriklik. Daar is geen rus in die hel nie. Daar is geen water in die hel nie. Ons sê so maklik vir iemand, ag vlieg hel toe. Wat 'n verskriklike oordeel om oor iemand uit te spreek. Kom on. Die ouens wat op aarde alkoholiste was wat gedrink het, gaan nie water hê om hulle dors te les in die hel. Die ouens wat op aarde gevloek en geskel het, gaan in die hel vir God vloek en skel, sê my Bybel. Weens die smarte wat hulle ly. Bly by my. Bly by my. Hoor mooi. Jy gaan nie vrede hê in die hel nie. Lukas 16. Hoor mooi. Dit moet my bly, ek kan amper daar wees. Dis 'n paar ouens wat ek met vrae sit, en gaan hy vraag nou antwoord. Lukas 16 vers 19. Lees ons die verhaal van die ryk man en Lazarus. Oh my soul. Dis lees van die ryk man en Lazarus. En toe Lazarus sterwe, sy weggedra na die boesem van Abraham toe. En toe die ryk man sterwe, kan ek net teruggaan en bietjie herplaseer. Die enigste vriend Pieter wat Lazarus op aarde gehad het, toe hy die krummels van die tafel geëet het, was honde. Wat sy honde gelek het. Was die enigste vriend wat hy gehad het. Ek wil nie profeties nou daarop ingaan nie. Want toe die ryk man sterwe, het hy uitgeroep gesê, ek ly smarte. En daar was 'n groot kloof tussen die hel en waar Vader Abraham was, in die poorte van die hemelse poorte, die paradys, en die woord van Here sê vir my, dat hulle het na mekaar kon kyk, hulle kon met mekaar praat. Maar die kloof was so groot dat hulle dit nie kon oorsteek nie. Wie is hier wat kan sê, ek weet wat het is om eensaam te wees? Come on. Mense om jou het nie nodig om afwesig te wees, nie. Ek was op my lewe, was ek op 'n stadium so eensaam, al geselskap wat ek gehad het, was ou Pokkels, my hondjie. En toe ontmoet ek my pragtige vrou wat môre lyk soos 'n palmboompie. En toe ontmoet ek haar. Dis ons twee saam. Luister mooi. Maar die eensaamheid in die hel, godsverlate. Die enigste lig in die hel is die vuur se vlamme. Daardie eensaamheid, wanneer jy oor daardie kloof moet kyk en sien hoe loop jou familie op die strate van goud, en jy het dit nie gemaak nie.
Jy wat kyk op YouTube, jy het dit dalk nie gemaak nie, of jy gaan dit dalk nie maak nie. Roep hier uit man uit en hy sê, kan iemand net iemand stuur om my broers te gaan naarsien? Hy was bewus van wat op aarde aangaan. Daar's familie wat nie gered is nie. Ja. Wat 'n eensaamheid. Wat 'n onnoosele, dwaaslike fout om te maak, om die liggaam van Christus nie te onderskei nie, en hemel te mis nie. Ek wil dit onomwonde stel, baie predikers en dominees gaan in die hel brand, omdat hulle vir die mense gelieg het. Ja. Mag God my genadig wees. Ek hou daarvan om die woord reguit te sny. En onthou, hy sny my eerste voordat hy by jou uitkom. Want die woord is 'n tweesnydende swaard. Godsbelaat en verdoem. En hy wat was te JJ. En die hel, Pieter, was te perdie, sal jy nooit vergeet nie. Jy sal altyd onthou hoe jou lewe op aarde was. En jy sal altyd die manne en die vroue van God sien wat jou probeer waarsku het. En jy jou hart verhard het. En God het mense in hierdie laaste uur, Romeine 1, oorgegee aan 'n reprobate mindset. Met ander woorde, hy het hulle oorgegee aan die welleste van hulle vlees, omdat hulle nie wou luister nie, en hulle glo is op pad hemel toe, en hulle sit in die kerk en hulle glo, hulle dien die Here, maar God het hulle klaar oorgegee aan die welleste van hulle vlees, wat hulle nie weet teerbring. Ja. Kan iemand vir my Jesaja 55 vers 6 kry? Sien in Numeri 23 vers 10. Kring gou vir my. Spreuke 14:32 pas te verder. Psalm 116 vers 15 pas toe JJ. Karel. Die eerste ding is Jesaja 55 vers 6. Die tweede ding is Numeri 23 vers 10. Die derde ding is Spreuke 14 vers 32 en dan Psalm 116 vers 15. Lees vir Jesaja 55 vers 6 baie hard. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Numeri 23 vers 10. Wie het die stof van Jakob getel? Wie het die stof van Jakob getel? Gaan aan. Volgens getal, die vierde deel van Israel, laat my sterwe die dood van die opregtes. Laat my sterwe die dood van die opregtes. Gaan ek herhaal. En laat my einde soos syne wees. Laat my sterwe die dood van opregte. Hierdie week, Vrydagoggend, is een van my vorige pastore skielik oorlede, ons weet nie waarom nie. Maar hy skielik oorlede in die Oos-Kaap iewers, wat paar jare terug een van my pastore was, maar omdat hy nie meer luister nie, het hy ons ordeningssertifikate gevat en opgeskeur en weggestap en sy eie belange begin soek. Hy skielik weg. Ek glo, ek Paul glo, hy die Here aanskou toe hy sterwe. Ek Paul vanmôre glo, dat wanneer jy hier opstaan en jy jou asem uitblaas en die ewigheid ingeslinger word, dat jy by Jesus sal wees. Ek wil dit glo, want daar's baie wat sterwe en die ewigheid ingeslinger word sonder God. Spreuke 14:32. 32. In sy ongeluk word die goddelose omgestoot. In sy ongeluk word die goddelose omgestoot. Maar die regverdige Maar die regverdige wat verdoemlik by sy dood by sy dood. Hoor mooi, maar die regverdige wat verdoemlik by sy dood. Kosbaar is die
die dood van die regverdiges. Psalm 116 vers 15. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. My tema vanmôre, terwyl ek na die laaste fase beweeg. A message from hell. That hell is no joke. Ek herhaal dit. A message from hell. That hell is no joke. Ja. Stop met hier langs en sê, praat met jou. Maar pastoor, wat het dit met danksegingsdienst te doen? Baie. Daar was een seun wat nie gelukkig was nie. 17 jaar oud. Van kleins af was hy rondgeslinger tussen familielede. Ek het die kaset waarop hierdie hele boodskap is, waarvan ek jou nou gaan vertel. 'n klompie jare terug, in 'n NG Kerk Bommeranstad, het hierdie predikant 'n boodskap gepreek. We gaan nou daarby kom. Maar hierdie jong man met die naam van Jackie was nie so gelukkig nie. Sy ouers het beklei. Sy ouers het gehoreer. En Jackie het van mense na mense, van gesinne en familie na familie rondgeswerf. Geen standvastigheid, geen rots onder sy voete nie. Predikers het met hom gepraat, het op jeugkampe, 'n paar weke voordat hy sterwe, het hy op jeugkamp, het hulle probeer dat hy sy hart leer en tot bekering kom, maar Jackie was verhard in sy hele wese. Een Vrydagmiddag steel hy 'n kar in Bommeranstad onder die invloed van drank. En hy jaag daar die lang af, terwyl 'n Klerksdorp toe. En hy verongeluk. Hulle kry hom in die kar in 'n sloot. En binne sy baadjie sak is daar nog 'n bottel drank. En in die ander baadjie sak kry hulle 'n papiertjie waar daar staan Jackie se uitroep. En dit is wat hy geskryf het. Die wynbottel is my herder. Alles sal my opbreek. Hy laat my neerlê in skote van smart. Waar moeilikheid is, daar lei hy my heen. Hy verwoes my siel en lei my die spore van ongeregtigheid na sy listigheid. Al gaan ek deur 'n dal van groot armoede, dan sal ek geen raad neem nie, want my drank bly by my, dit skop my, en dit stamp my, en dit pynig my, en my huisgesin. My beker van pyn loop oor, en net skande en ellende sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal bly in die huis van wat verwoes is, tot die lengte van dae. En ek kyk luister hierdie boodskap. Hierdie droom in die heil. En hy preek soos 'n Pinksterprediker. En raai wat, die laerskool en die hoërskool sit in daai gebou. En hulle heil. En reg voor in die kerk sit sy ma en pa. En hulle heil. En in daardie boodskap roep die predikant dit uit. Hy sê, maar op hulle naam, hy sê, julle beter nou stop. Hou heil. Want julle moes gehuil het, toe julle kind aan sy eie genade oorgelaat het. Julle moes gehuil het, toe julle kind 'n voorbeeld
gestel het, maar beklei blik en hy dronkenskap, en hoor my, toe moes julle gehuil het, en vir 'n voorbeeld gestel het wie Jesus is. Ja. Hy maak hulle stil. Hy spreek, hy sê, weet nie wat ek is nie. Ek hoop God was so genadig. En hy begin huil, en jy hoor hoe huil die mense reg oor hy groot gebou, dit was iets soos 3000 mense op my begrafnis, en hulle huil en hulle huil. En daai predikant maak 'n ding, hy doen 'n ding wat jy nie in die kerk gesien nie, hy maak 'n uitnodiging, en hulle stroom na vore toe, en om daai kus kom lê die mense, en jong mense hulle preek voor God, jong seuns haal bakkies sigaret uit, en gooi dit teen die altaar, en God verlos. Ek kan jy van alle dood vertel, van 'n man wat totaal en al daarop uit was om God se werk te verwoes. Hy het God gevloek en gestel by elke geleentheid. Sy vrou en kinders het afgesop. Hulle het op die kant van die dorp gebly. Ek wil nie sê wat 'n dorp is, nie sê wat 'n man nie, 'n bekende man. En die aand toe hy sterwend is, het hy uitgeroep en God gevloek, en hy het op sy tande geknas, op so 'n mate dat die bloed deur sy neus begin loop het, soos op sy tande knas, en sy bloed het begin styg, en hy God vloek, en hulle almal het oor die pad is in die bome ingehardloop, totdat dit stil geword het in die huis, om terug te kom, om 'n man te sien wat in eensaamheid sonder God gesterf het. Ek kan vir jou baie vertel by beddens wat ek gestel het, waar mense gesterf het, en ek kan sien hulle is help. Ek kon dit sien. Hulle reaksies, hoe hulle God gevloek het, hoe hulle geskel het, ek verwyd het. 'n jong dogter van Glasgow, jare terug, wat in die bed lê na 'n kar-ongeluk, 'n ma het bekoreer en gedrink en gekeier, en hulle deur die week het hulle gelewe soos wat so goed, en Sondag het hulle in die kerk gaan sit, want dominee het gesê, jou goeie werke gaan jou in die hemel laat beland. En hulle is geskei, en toe hierdie dokter sterwend lê in daai bed in daai hospitaal in Glasgow, nog die ou algemene hospitaal, stap ons daar in, en 'n bekende pastoor en ek was Sondag gewees, en hierdie dogter is sterwend, en haar pa kom en gestap, en sy bloed geskel en sê, maar was jy tot jou nodig gehad het. Want ons sê met meer gehoorsame ouers, as met gehoorsame kinders. Ons gee hulle alles om hulle mond net stil te hou. Sy vloek geskel en sê, wat is met jou te doen nie? En die oomblik toe sy sterwend is, toe begin sy uitroep en sê, papi, help my. Dit is beskruiklik. En hy vra, wat is dit my kind, wat is fout? Sy sê, hierdie blomme is beskruiklik. En hy tel haar op, sy sê, papi, tel my hoor hom. En hy staan boop die bed, en hy lig haar in die lig en hom. Sy sê, hoor papa, wat die blomme, dit suig my in, dit beswelg my, en sy sug, en sy stamme, die ewigheid, wat die ingeslinger sonder God. En ons wil sê, ons is Christen. En ons lewe, ek het vanmôre julle dopgehou toe julle gesing het. Ek het vanmôre dopgehou hoe swaar was toe jy getrek het. Dat iemand net met bietjie aan die gang kom en begin harte bespring met die Here. Maar nee, ons is nie so geleer nie. Wie hoekom steek ek my hande op en ek God prys? Want die Bybel leer my, hef op heilige. Ek kan nie my hande oplig nie, want my hande is nie heilig genoeg vir God nie. My hande het nie net iets gedoen wat God nie behaag. Ek sien vanmôre hier in oorals in Suid-Afrika hoe mense met ketTINGS vasgevang is. Die duiwel probeer jou blydskap steel. Jou saak is nie tussen mense nie. Jou saak is tussen jou en God. Jou verhouding is nie met mense nie. Jou verhouding is met God. En as jy 'n verhouding met God het, sal jou verhouding reg wees met mense. Want die wat jy wil aanvaar nie. Goodbye. Ons as kinders van Here moet baie keer leer om goodbye te sê. Ek het 'n bediening vir Tata. Ek hou daarvan om te bedien oor Tata. As jy kan alles vir my maak, maar as jy my vrede raak, en my vrede wil bestee, en hierdie meisie kan sterwe sonder God.
Hoekom? Want hulle onderskei nie die liggaam van Christus. Hy sê nie langs hy praat met jou. Bly by my. Deze is op pad help as gevolg van Netflix, TikTok, Facebook, YouTube, sosiale media. Satan het sy klimme. Ons het van jongs af gehoor, TV is 'n monster. Ja. Men het ons geweet, wat sy groter monsters kom. Toe die duivel agter te kom, jy kan nie die TV saam met jou ronddraai nie, te maak hom net so klein. En hulle noem dit 'n selfoon, 'n tab, 'n tablet. Wel mooi. Ek wil hê dat dit hoor. 116 kanale nasserie, of hoeveel kanale? Die 1 Januarie is af van DStv af. Netflix het dit alles gekoop by Brosnan en Something in Hollywood. CNN is af, prys die Here. Hierdie natuurprogramme, Discovery, al die programme is af. Die goed wat rarig saak maak met leerbaar is, wat niks nieuw in het en niks jou vasvang is, en alles natuur, wat hulle weg, wat hulle wil alles net naakte vrouens, wellustigheid inbring. Netflix het ons mense vasgebou, dat hulle beveel wil. Ek weet van jong mense vanmorgen, wat wakker word, hulle gaan slaap in die vakansie, en hulle word wakker in die nacht, en kyk hulle verder Netflix, en as hulle die slaap maak, word hulle eet ietsie, gaan stort gauw en kyk verder na die Netflix. Die duivel het mense vasgevang, wat hoekom, wat hulle was die geleer om die liggaam van Christus te onderskei. TikTok, ek praat nie van ouers wat TikTok gebruik by die woord van God, ek het geen probleem nie. Mag julle TikTok breek, totdat hulle TikTok in hulle koppe hoor en weet, tyd, dis waar van TikTok kom, tyd, loop uit. Ons het 'n geweldige kompetisie met tyd. Ek kan nie met tyd speel nie. Paulus kom hy skrywe, koop die tyd uit, want die dae is boos. Met ander woorde, maak tyd. Maar hierdie vlees wil gevoed word. Paulus sê, hierdie stryd word gevoer in die gees. Dis hoekom mense weer verstrykel. Dis hoekom mense huwelik opbreek, dis hoekom alles in mekaar uitval. Want ons voer die stryd in die vlees. Luister mooi, bly by my. Mag ek jou waarsku? Ek kan hierdie boodskap vandag bewerk. Want ek gaan vir jou teruggespeel word wanneer ek voor God staan. Luister mooi. En ek vra weer, wat het hierdie boodskap, pastoor, met danksegingsdiens te doen? Want ek het van die Here ontvang. In die nag wat hy verraai is, het ek ontvang. Want ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het hy het gebreek gesê, neem eet. Dit is my liggaam. Wanneer jy daai stukkie brood vat, is dit nie speletjies nie. Hy sê, as jy honger is, eet jy juis. Ek moet nie my liggaam gebruik om jou honger te voed nie. Ek gebruik my liggaam om my honger, jou honger vir my te voed. Want dit is my liggaam. Dis my liggaam, wat met julle gebreek word, doen dit op my gedagtenis. Net so die beker na die ete. Luister mooi, en onderskei nie die liggaam van die Here nie. Vers 30, daarom is daar onder julle baie swak is, en sieklik is, en 'n aantal het ontslaap. Kan ek van die veronderstelling uitgaan, dat baie mense is vanmôre siek, omdat hulle hierdie tafel misbruik het. Baie mense het gesterwe, omdat hulle die tafel van die Here misbruik het. Hy by my. Hy waarsku my. As jy weet my nie, jy het so ver uitdruk in jou oor, soos die ou seet op die Kaapse vlakte loop en uitsoek. Want hulle het die brood op 'n onwaardige wyse gebruik het. En jy het die sap op 'n onwaardige wyse. En terwyl hulle dit gebruik, was dit jy onderskei hulle nie die liggaam van Christus nie. Voordat jy
danksegging kan hou vandag, moet ons eers begrafnis hou. Breek met sonde. Sê weer langs sy makelaar. Mag het zo? Lamp op die lamp. Sê weer aan die ander kant, ek is bly makelaar. Jy is pastoor. Ek hoor van pastoor, sê ek is bly. Maar mooi. Hy sê, en Hebreërs hoofstuk 6, dat as ek tot die waarheid gekom het, en sy heerlikheid gesmaak het, en dan Sondag, aan kruisig gekom, opnuut, en maak hom in die openbaar tot skande. Want ek het nog nie sy liggaam. Ek wil nou sê, hoe gaan jy sy liggaam onderskei? Want hy daai preek met die lamp, met die liggaam, man, ek is onmoeilik bereik, dit is te duur om my tafel te dek. Ons gaan hom weer doen. Maar hoor mooi, hulle onderskei nie sy liggaam nie. En wanneer jy sê, jy is 'n kind van God, wanneer jy sê, jy is 'n kind van God, en jy doen dinge van die feestelikheid, en van die wêreld, en jy drink, en jy oorleef, en jy vloek en skel, en jy lieg en bedrieg, dan kruisig jy hierdie God opnuut. En jy maak hom 'n leenaar en tot skande in die openbaar. Hoofstuk 6, gaan lees dit staan daar. Wat hulle onderskei nie, sy liggaam nie. En vanmôre, die hele week, word ek in die nag wakker, en ek hoor stemme, wat uitroep, hell is no joke. Die hel is vol goeie mense. Die hel is vol predikers. Jy kan nie net in die diens kom sit en huis toe gaan en dink jy is op pad hemel toe nie. Jy sit jou eie gewete. Dis 'n leefwyse. Ek kom nader. Hoe dis gespeel op kinders toe ons klein was? Warm of koud? Dit word warmer, kom nader. Wanneer jy hier sit en wanneer jy hier inkom, ek het vanmôre braai teëgestaan sê, ek het die buitekant nadat ek pas het jy mekaar vasgeloop het op die hoek. Toe gaan staan ek braai is en sê ek, Here, wat gaan dit kos dat die dampbal breek vir die ware seuns en dogters van God om 'n deurbraak te kry in 'n tradisionele vasgevangene sondige Suid-Afrika. Is dat die Here dalk net vir 'n oomblik ons geestesoë oopmaak en ore, dat ons net so 'n kykie in die hel ingee en sien wat daar aangaan. Want ek vandag wil sê, sal baie dit nie eens oorleef om aan te gaan en te bekeer, julle sal van hartversaking sterwe weer skok. Daar is 'n brief in die woord van God in die hart. Ek het met my oë gesien hoe hulle sterwe sonder God en sonde. Die rykste plek in die wêreld is nie ons goudmyne en diamantmyne nie. Die rykste plek in die wêreld is nie ons banke met vol geld en bankbalans. Die rykste plek in die wêreld is ons begrafplase. Waar baie ideale en drome begrawe lê wat nooit verwenslik is nie. Want hierdie vlees het oorwin. Dis waar. Kruisig jou vlees, vas en bid. A living sacrifice. Pastor, wat is 'n living sacrifice? Ek dien nie die Here omdat ek hel vlees nie. Ek dien nie die Here omdat ek moet nie. Ek dien nie en kom nie kerk toe omdat ek verplig voel nie. Nee, ek dien die Here omdat hy die liefling van my siel is. When I think of the goodness of Jesus,